Kom ons deel bietjie vandag oor 'n siel wat die toetse van die lewe deurstaan het. 'n Siel wat die toetse van die lewe deurstaan. Nou geliefdes, as ons in 'n puppet environment, of wat noem ek wil nie sê 'n slap, ruggraadlose tyd leef is dit vandag, stem jy saam, van entitlement en as ek dit nou so kras en lelik kan sê, maar vergewe my vir dit, as ek dit nou sê, maar het jy geweet, daar's 'n tendens dat die samelewing sissies besig is om groot te maak? Wie van u het te doen met onderwys, en wie van u het te doen met afrigting, en wie van u dink as jy wil chaos hê, moet jy vandag die weermag terugbring, soos wat dit in ons jare was? Dan, ja, as jy dit direk, as jy nou moet net, as daar nou 'n klok moet lê en sê, van 1 Januarie 2027 is daar weer die weermag soos in die ou dae. Ek dink die selfmoordneiging sal die hoogtes inskiet. Dink jy so? Want dit is so, ons wil bietjie, dink jy dat die Bybel is geskryf deur mense wat die toetse van die lewe deurgegaan het? Amen. So 'n bietjie vandag deel oor die toetse van die lewe. Nou ek gaan nou ek gaan om so 'n bietjie jiga vandag, maar ek wil net begin deur 'n gedeelte daar te quoteer, en dit is Exodus 35 tot Exodus 40. Nou julle kan maar op julle eie dit loop lees. Ekskuus. Exodus 35 tot Exodus 40 vers 34 tot 38. Lees sommer die hele Exodus 35 tot 40. Dan dink julle nou aan, as julle dit loop lees, aan wat het jy nou daar 'n een woord uitlig, en dit is die woord vrywillig. Vrywillig, of iemand wat sy hart hom voorneem om te doen. So nou, die Here sê vir Moses hierdie woorde, hy's op die berg, en die Here gee hom die bloudruk van die tabernakel, en dan sê hy, maar dit moet gedoen word, dit moet presies so en so en so gedoen word, en die kerk word gebou, en ons weet in die Ou Testament is die tabernakel 'n simboliek van die kerk in die Nuwe Testament. Ek glo almal is almal eens daarmee. Goed, nou die huis van die Here, met ander woorde, nou die kerk word gebou, en die skrif sê die woorde, hy sê, laat elkeen wie se hart hom vrywilliglik voordoen, bring, offers bring, sodat die kerk gebou word. So die hele woord gaan daar oor it's a hard thing, stem jy saam? It's a hard thing, en die hele tyd nou, ek sal, as die Here wil, ander dag bietjie meer in detail in dit ingaan, maar ek wil net 'n ding uitlig, soos ek sê, ek breek hom nou op in 2 die boodskap vandag, en dit is, maar wil ek net 'n stelling maak hierso in die begin, en dit is sy kerk. Nou, Marno het nou vir ons 'n beautiful uitdrukking gegee oor Jesus het 'n bruid, en dit is die voorbeeld, dis die rolmodel van 'n man en 'n vrou. Nou, sy kerk of sy bruid, sê die woord, is die tabernakel. Nou, daai tabernakel, wat sê ou Etienne altyd in die Ou Testament, jy kan nie die Ou Testament verstaan of reg interpreteer as jy dit nie lees deur die bril van die Nuwe Testament nie. So jy verstaan dit, as jy die Nuwe Testament lees en verstaan nie, dis eintlik wat God bedoel het in die Ou Testament, en dis so, omdat mense dit nie lees uit die bril van die Ou Testament nie, dat hulle dink in die Ou Testament was daar God 'n visieus God gewees, en dit was glad nie wie hy was nie, maar die tabernakel of die kerk is nog altyd, en ek wil sê dit sal altyd wees, dit is God se model, die voertuig van sy heerlikheid. Die tabernakel, waar die tabernakel beweeg het die wolk beweeg, of waar die wolk beweeg het die tabernakel, en God se heerlikheid in die Ou Testament was altyd waar die tabernakel was, en dis waarop sy heerlikheid gerus het. En dis waar die nasies heen gestroom het, en as ons Jesaja 2 en Micha 4 gaan lees, dan sien jy, dit is waar die nasies heen stroom om God te vind, en dit is nog altyd die model wat God gekies het. So, maar sy kerk
die kerk is gebou, is altyd die voertuig van sy heerlikheid, maar sy kerk was gebou in die Ou Testament met vrywillige offers. Nou hoor nou daai woordjie, sy heerlikheid kom waar gewillige harte gebou het. Toe die inwyding van die tempel plaasgevind het en daai tempel staan daar, daai tabernakel staan daar, het dit daar gestaan met die offers wat mense vrywilliglik gebring het. Sê gou weer saam met my, vrywilliglik. Vrywilliglik gebring het, so iets 'n hard thing. Nou, maar toe daai tabernakel eventually daar staan, toe kom God se heerlikheid. Nou God se heerlikheid is direk gekoppel met gewillige harte. Vandag nog, in ons lewens. Dis hoekom Dawid gesê het, Here, ek het afbeweeg van u plan af. Ek het wegbeweeg van u plan af en daarom, Here, het hy gesê, gee my weer 'n gewillige hart. Hy het agtergekom, sy hart het so 'n bietjie vol van homself geraak, en as 'n hart vol van jouself raak, wie van jy weet, as jy kyk na jou budget, het jy geen rede om te saai nie. Hier is nou een mens wat al daardeur was. As ek moet kyk na my budget, het ek geen rede, het ek geen losgeld om te saai. Nog iemand wat sê, dink jy nie wat Jesus daai voorbeeld gegee het van die arm vrou in die skatkis wat hy klein nou geldjie ingegooi het, maar met ander woorde, as ek moet kyk na my tekorte, het ek altyd rede om nie te gee nie. Stem jy saam, en ek praat nou nie, ek het nou niks, dis nou nie 'n geldpreek vir oggend nie, maar dit gaan alles daaroor, oor gewillige harte. Nou ouens, sy heerlikheid kom woon waar gewillige harte gebou het. Gewillige harte. Nou ouens, dis nou weer absoluut in teenstelling met die ouens wat sê, daai ou hol geryde ou rympie op Facebook, don't go to church, be church. It sounds noble, en jy moet nou nie tiende gee nie, want tiende is in die Ou Testament en bla 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 bla, al daardie ou dwalinge wat mense, en dit net 'n stem van die Satan eintlik, om die kerk weg te hou en God se heerlikheid weg te hou. Stem jy saam? Nou goed, ouens, in Exodus 21 is daar 'n beautiful stelling, en hy sê die volgende, hy sê dat hierdie ou het 'n slaaf gehad, en dan het hy daai slaaf het behoort aan hierdie ou. En dan as die jubeljaar gekom het en die tyd geraak het vir daai ou om vry te gaan, en as daai slaaf gevoel het in sy hart, ek wil nie wegloop nie, dit was my goed by my Heer gewees, dan wat het hy gedoen? Wie van julle weet wat leer dit vir ons? Dan het hy 'n els gevat en hom gemerk soos jy 'n beestek, en dan het hy verander van dan het die woordjie, die Afrikaans vertaal het net direk as slaaf of as diensknegt, en het gee vir ons nie noodwendig die regte persepsie van wat daar regtig staan nie. Die Engels sê, he was a slave, but then he becomes a bond servant. Nou daar is 'n verskil tussen 'n slaaf en 'n bond servant. Nou geliefdes, ons is, wanneer Paulus sê ons is nie meer slawe nie, maar ons is vry, dan verwys hy nog, en dan kom hy nog steeds, dan sê hy, maar dien God met 'n gewillige hart. Stem jy saam, dan is dit nie meer, dan is jy nie 'n slaaf nie, maar jy is uit keuse, uit vrywilligheid, 'n bond servant, 'n verbondsknegt is eintlik die direkte, wie het al die woord verbondsknegt gehoor? So dis die eintlike, die beste beskrywing eintlik vir ons as nuwe testamentiese navolgers van Christus, is ons is verbondsknegte. Ons staan in 'n verbond, ons is vry, ons het al hierdie voordele en al hierdie blessings wat die Here jou gee. Maar as ek hier uitstap, is alles wat ek doen vrywillig. Nou lees ons dat die Here in die Ou Testament gesê het u geweet dat die Here sê hy het met sy vinger, het hy die kliptafels, het hy die wet geskryf. Met ander woorde, sy vingerafdrukke was op daai
kliptafels. En het u geweet, in die Nuwe Testament sê Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 3, dat daai wet is nou op die tafels van ons harte geskryf. Met ander woorde, dit God se vingerafdruk, hy het sy hart, hy het sy wet, geen moets en moenies, maar ek wil en ek wil nie. Gesindheid het hy op die tafels van jou hart geskryf. Amen. So, met ander woorde, sy vingerafdrukke is geskryf, sy hart is geskryf, en dit vandag is ek 'n verbondsknegt. Daarom is alles vrywilliglik, but it's a hard thing. Sê gaan saam met my, dis 'n hard ding. Amen. Nou goed, ek gaan hierdie deel skiep. As jy bly ou Gerrit, dan bly ons na. Ja, as ek dit nou maar kan sê, hy het eendag hier's 'n horlosie, toe vra hy my, gebruik ons die ding. So, kom ons bly na Jakobus 1, ons lees vandag bietjie oor the testing of your faith, die toetsinge van die geloof. Nou goed, die toetsinge van die geloof. Nou net voordat ek begin my net om net 'n inleiding, om net volgende week se boodskap klaar vandag, net gou en enetjie vinnig net gou te sê, en dit is, loop lees op die eie Matteus 13, waar die Here Jesus praat van verskillende tipes grond. Die saaier het uitgegaan en hy het saad gesaai op verskillende grond. Stem jy saam, swak grond, krummelgrond ensovoorts. Maar dan praat hy van goeie grond en hy noem daai goeie grond diep grond. Goed, diep grond, en die ander woord vir daai goeie grond, as jy dit direk gaan vertaal, beteken eintlik goed aanpasbare grond. Nou, al die fases is nie verskillende mense nie, dis almal ek self. Maar is die fases van my lewe waardeur ek gaan, waar ek verander van, waar die kondisie van my hart verander. Nou wie van u weet, die kondisie van jou hart verander voortdurend. So my hart is, dan is daar tyd wat ek vol sorge is, en die wiere en die sorge verstik die woord, waar ek hard is. Ek gaan nou nie vra wie van julle was al hard, en wie van julle was al dit, en wie was julle al swak grond gewees nie, maar dan kom maar 'n tyd, wanneer daar 'n goeie tyd in jou lewe is. En jou hart raak diep en ontvanklik vir saad. Amen? Goed, so dit is monsel, as die wind pla, dan, ja, maak 'n plan. Goed, goed. Maar kom ons blaai bietjie, ons gesels bietjie vanoggend oor the testing of your faith. Nou, geliefdes, ek wil begin om te sê, the testing of your faith. As dit okay is, gaan ons gou 'n lang stukkie lees, maar hoor net gou daai, ek wil dit vanoggend so sê, en skus vir die mix tussen die Afrikaans en die Engels, maar dis al hoe ek dit nou donderdag kon neerskryf. The testing of my faith vind plaas op die tipe grond van my hart. My hart is die bokskruit, is die arena waar hierdie toets. As ek iets in die laboratorium invat en ek gaan 'n ding nou ontleed en ek gaan hom toets, dan is dis waar my hart is. Dis die tafel waar die toetsing nou plaasvind. So die kondisie van my hart is die plek waar die toetsing plaasvind. Nou kom ons begin net voordat ons daarvan vers 12 af lees, gaan my net gou Jakobus, wie van u weet dat die boek Jakobus is alles, as jy wil skryf en net 'n opinie oor Jakobus in jou Bybel skryf, praktiese Christendom. Goed, die boek Paulus is, Jakobus, hoofstuk 2 gaan oor die tong en alles dit, so dis 3 oor die tong, die praktiese geloof, so dis 'n boek wat baie gerig is op jou daily life. Goed, maar hy begin hoofstuk 1 vers 1 en hy verwys hierdie woorde na homself. Hy sê Jakobus, 'n diensknegt, sê die ou vertaling, maar as u gaan kyk in die Engelse, dan vertel hy daar 'n bond servant. 'n bond servant. Wat is 'n bond servant? 'n vrywillige knegt. Stem jy saam, dis 'n knegt wat, hy's vry om te gaan, maar hy kom terug en hy sê, I want to serve you, is vir my goed, is vir my beter. Daai Eksodus 21, as hy sê, dis vir my beter by my Heer, wat gaan ek maak as ek nou daar alleen is? Dan is ek alleen, maar ek wil by hom wees, is vir my voordelig. So wie van u wil by Jesus wees?
Ons het dit vanoggend gesing, I'm coming back to the heart of worship. Ek weet nou nie of moet ek dit sê, Martinet, maar het lyk my, jy was die een wat die songs gekies het ek nou gisterand, en so, dankie daarvoor. Maar hy sê, hy begin hierdie boodskap as 'n inleiding, en hy sê, ek praat vanuit my hart as 'n bondservant. En hoor nou wat sê vers 2, 1 vers 2 en 3. Ja, ouens, hierdie is powerful. Skryf dit op jou yskas. Ag dit louter vreugde, my broeders. Die Engels sê count it, wie van die ken nie, hoe sê die Engels dit? Count it all joy, 1, 2, 3. Count it all joy, 1, 2, 3. Yes, ag dit, gee ag. Beskou dit as 'n loutere vreugde, 'n joy. Hy sê, my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val. Yes, what a joy. Jy is ook maar wragtig met min tevrede. Ek onthou toe ek was nog op skool en ek was die jongste gewees, ek so halwe laatlam en my broer se dogter, sy's klein en sy kom by my ouma en skus vir die woord, maar sy het dit regtig gesê, sy het gesê, ouma, ek wil 'n drol vir Kersfees hê. Toe het my ouma my ma ook gedink, my kind, jy's wragtig met min tevrede. Meantime is dit 'n trol. Ja. Skus daarvoor, maar in elk geval, maar ja, so sy, maar in elk geval, hoe kom ek nou daarby uit? Skus. Met min tevrede, dankie. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, die Engels sê the testing of your faith, van julle 'n groot lydsaamheid bewerk. En nou daai woordjie lydsaamheid beteken eintlik vermoë, ability. Dit bring die ability in jou lewe na vore. En nou gaan hy aan en so aan, en dit is verskriklik interessant, maar lees op julle eie maar kom ons lees nou van vers 12 af, en gin my nou net 'n bietjie om te gou my joy to joy, en dit is te teach. So goed. Vers 12. Salig is die man. Nou, salig beteken happy, to be envied, ensovoorts. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ja, wat is skrif? Wat is skrif? Amen. Geliefdes, as ons vir 'n sissie environment vandag sê, jy moet die toetse deurstaan, dan gaan hy sê, is teen my reg. Ek wil nie. Goed, ensovoorts, los dit nou maar daar, anders raak ons ook nou negatief. Goed, maar vers 13 sê, hoor nou hierdie skrif, ouens, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. Okay. En self versoek hy niemand nie. So, versoekinge, God bring nie versoekinge oor ons lewens nie. Amen. Wie van u weet dat die Here vir die vriende van Job gesê het aan die einde van Job, julle het verkeerd van my gepraat, toe julle het gesê, God het jou geslaan. Goed, amen. Dit mens, hy het gesê, het julle my probeer verdedig, julle het probeer, maar toe julle uiteindelik, you misrepresented God. Goed, die Here behaag nie om iemand uit ons lewe weg te neem nie. Dis nie God se plesier nie. Goed, dankie daarvoor vir die amen. Maar in elk geval, vers 14, maar elkeen wat versoek, word versoek as hy deur, wie van u lees jou Bybel daar, as hy deur wat? Sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Nou daai woordjie, deur sy eie begeerlikheid beteken die volgende, ek vat nou hierdie bottel. Kyk gou hierso. Kyk gou vir my, hier's 'n bottel. Goed, sien nie almal die bottel. Hier's 'n magneet. Gaan hierdie magneet die bottel aantrek? Hoekom nie, Wouter? Dis plastiek. Hier's geen bestanddele hier binne wat aantrekbaar is. Maar as ek 'n metaalglas hier sit,
of iets met metaal in, gaan die magneet hom aantrek. Nou dit is dit wat aantrekbaar is. So met ander woorde, my eie begeerlikheid is dit wat aantrekbaar is deur die magneet van sonde. So dit is wat hy hier bedoel. Goed, daarna, nou kom ons bespreek gou hierdie woordjie daarna. Ons breek dit gou 'n bietjie op. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het baar het sonde, en as die sonde tot volle verwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Nou kom ons breek gou hierdie woorde op. 1, 2, 3, nommer 1, die woordjie ontvang. Ek sal vinnig wees, Gerrit. Nee, ek joke nie, maar die woordjie ontvang, het u geweet, die Engels sê dit sommer direk daar, hy sê conceive. Nou wat beteken conceive? Om bevrug te wees. Stem jy saam? Goed, ons het nou te doen met moeders hierso, so julle sal weet waar conceive, wat beteken conceive? Om bevrug te word. So daar word saad ontvang, dis wat dit beteken. En dan gaan hy verder en hy sê, as dit ontvang is, met ander woorde, daar het ontvangs plaasgevind van daai saad, in die, yes, As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is die sonde die babietjie wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. 'n goeie vertaling. Daai vertaling preek nou, ek dink Colleen moet sommer dit lees, want ek vinnig klaar vandag. Want dis wat dit, wow, gee daai ou, dis presies wat dit sê. So dit beteken, dis 'n konsepsie wat plaasvind, 'n bevrugting in die baarmoeder van die siel. Goed. En dan gaan hy sê, dan dra dit, met ander woorde, dit groei, totdat dit by 'n geboorte kom. Daai woordjie geboorte, soos hy nog gelees het, is die, party Engelse vertaling sê letterlik terwyl, wat beteken geboorte. Dit gee geboorte aan daai saad van die begeerlikheid. En dan is daai babietjie gebore, jessie, dis goed gesê, en dan groei daai babietjie. Nou ouens, daai babietjie wat groei, beteken letterlik 'n kultuur, the culture of the consumer. Met ander woorde, dit word aanvaarbaar. As u gaan Pick n Pay toe gaan, dan sal hulle vir u sê, en jy sê vir hulle, maar hoekom het hulle nie dit nie, hoekom het hulle nie dat nie, dan sal hulle vir jou sê, dit wat ons op die rakke het, is dit wat die mense wil hê. So it's the culture of the consumer. Goed, dis wat dit beteken. Met ander woorde, hierdie babietjie is nou gebore, 'n sondige, 'n ding wat gebore is uit ontug of uit sonde, uit die saad van begeerlikheid het pos gevat, nou groei dit en daar's geboorte gegee, en dit is nie, ek het dit nie net gedoen nie, maar dit vorm 'n kultuur, en dit word groter en groter in iemand se lewe. Nou, en dan op die einde van die dag, as hierdie babietjie, soos hy dit nou gesê het, jy gaan dit vir ons 'n foto neem en op die groep sit, nee, asseblief. So, asseblief, Colleen, dit sal eintlik baie great wees. En dan eventueel bring dit die dood voort. Nou daai dood beteken letterlik to miss God, or not to be connected with God. Nou as u gaan lees in die boek Josua 7 vers 21, ken ons die gebeurtenis seker, die Here, hulle oorwin Jerigo. Nou onthou, Jerigo was die eersteling gewees. Dit was die eerste, en die eersteling behoort altyd aan God. En die Here sê, tref die eersteling met die banvloek. Nou die banvloek beteken, as dus toe Israel, die eerste stad wat hulle gefeis het, die eerste enemy wat hulle gefeis het, was Jerigo gewees, en die Here sê altyd, the first is mine. Jy moet dit met die band tref. Met ander woorde, jy mag niks van dit vir jouself vat nie. En toe is daar 'n ou met die naam van Agan, en wie van julle weet, hy gaps toe en hy sien die oepsie, en hy sit dit so in sy sak, en hulle gaan verder, en hulle kom by 'n klein dorpie met die naam Ai. Nou ek wil sommer sê Ai, maar in elk geval Ai,
En Israel veg teen hulle, want hulle sê, ag man, dis nou sommer 'n ou klein, soos hulle sê, loslood. Dit is sommer 'n feit wat ons nie is, ons sit sommer net ons reserves daarin vandag. En die volgende oomblik toe kry Israel 'n hengsepak slaag. En hulle hardloop weg vir 'n ou klein, swak, kom ek sê nou maar, baie swak dorpie met die naam van Ai, en Israel hardloop weg en hulle gaan na die Here toe en hulle sê, Here, ons het hierdie magtige stad Jerigo nou oorwin, maar nou verloor ons teen 'n ou klein stadjie met die naam van Ai. Hoekom? En die Here sê vir hulle, wie van julle ken wat gebeur? My seun is nie op julle nie. Julle het op julle eie geveg, daarom is julle niks werd nie, julle het sonder my geveg, you missed me. En die Here wys toe die sonde, die Here sê toe vir hulle, daar's een van julle wat gegaps het uit Jerigo uit, en omdat hy God beroof het, is sy seun nie hier nie. En toe hulle eventueel hierdie ou geëien het, en hy kom en hy sê hierdie woorde, terwille van tyd gaan ek dit nou nie lees nie, unfortunately, maar hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het dit gesien en dit het begeerlik vir my gelyk. Toe dink ek by myself, okay, ek sal net daai een dingetjie vat. En toe ek hom vat, toe sien ek, maar daar's nog ietsie. En toe dink ek, okay, ek sal hom ook vat. En toe ek hom ook vat, toe dink ek, okay, daar's nog ietsie. Nou ken jy die kultuur, en so het hy gapsies gegapse, want hy kon nie, dit kry kleintjies, stem jy saam, hy het nie gebreek daarmee nie, dit is soos daai wat ons vanoggend gesê het, he thought it's too late, it's never too late, om te breek met sonde. Maar in elk geval, en die kultuur, daar's 'n ou, wie van julle onthou, die ou spreekwoord wat sê, dit het alles begin by 'n gedagte. En is dit nie so nie, alles begin by 'n gedagte. Dis die saad van, hy sê, wat deur sy eie begeerlikheid weggelok word. So het ek dit nou reg verduidelik, maak dit sin. Maar nou gaan hy aan, en ons gaan nou nie op die negatiewe konsentreer alleen nie. Moenie dwaal in vers 16, my geliefde broeders, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie, is dit nie mooi wat hy sê, by wie daar geen skaduwee van ommekeer is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring, is dit nie mooi, deur sy wil het hy ons voortgebring, deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van die skepsele kan wees. Nou ouens, wil ek nie nou graag daaroor preek nie, ek wens ek kon, maar net straightforward, wat beteken om die eersteling van die skepsele te wees? Dit beteken, die van u wat atletiek doen, sê, jy kry 'n eerste en 'n tweede en 'n derde plek. Om die eerste plek te kry, van die skepsele, beteken sê saam met my voor, God die son en die maan en die aarde, alles geskep het, was jy alreeds in God se gedagte. Amen, jy is die eerste, jy was voor alles, was jy die eersteling voor alles wat geskep is. Nou op my notas sê, hier gaan julle sê, kom ons huil nou 'n bietjie daaroor. Met ander woorde, ons is in sy plan voor enigiets anders wat geskep is. So dan my geliefde broeders, nou hierdie is powerful, luister nou gou mooi hier. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor en stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. En nou die tema skrif eintlik van vanoggend is, vers 21. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en jy kan maar merk daai van alle veiligheid, so as die skrif vir ons sê, jy moet afstand doen van alle veiligheid, beteken dit, dis binne in jou vermoë, om skoon te wees van alles. Goed, maar nou sê hy hierso, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en nou sê hy hierdie woorde, hy sê, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red, punt. En nou lees mense daai en besef nie die amazing groot woord
wat hierdie boek vir ons hierso sê nie. Ontvang, ons het nou, so hierdie skrif is direk die keersy van sonde. Dis direk die presiese geval van die, wat ons nou gelees het, net die ander manier, die goeie kant. Met ander woorde, ontvang beteken weer om bevrug te wees. Wat het Saggeus vir Jesus gedoen, toe Jesus sê, vandag wil ek in jou huis kom, jy het nodig, jou lewe moet verander, Saggeus van skelm na 'n man van God. Wat het gebeur? Hy het Jesus, sê saam met my, hy het Jesus ontvang. Goed, ontvang, sê saam met my, ontvang. Nou daai woordjie ontvang duidelik beteken om bevrug te word. Dit is konsepsie. Ontvang met sagmoedigheid. Nou daai woordjie sagmoedigheid, het u geweet, in die Grieks is dieselfde stamwoord vir vrugbaarheid. Met ander woorde, wanneer iemand vrugbaar is, en dis daai diep grond, ontvang met 'n diep hart, 'n hart, soos daai diep grond, ontvang met vrugbaarheid, ontvang met sagmoedigheid, nie harde grond nie. Want het u geweet, net die teenstelling van daai woordjie sagmoedig, wat beteken vrugbaar, die teenstelling daarvan is die woordjie hardnekkig, wat beteken onvrugbaarheid, wat beteken onvrugbaar. Met ander woorde, toe Petrus in Handelinge gepreek het, en hy verwys na die Fariseërs, en hy sê vir hulle hierdie woorde, julle, wat het hy daar gesê? Hardnekkiges wat die Gees van God weerstaan. Verwys hy na julle emosionele onvrugbaarheid, julle is harde grond, julle kan nie die saad van wat God doen ontvang nie. Dis hoekom daar, geliefdes, so 'n weerstand vandag nog teen die werkinge van die Gees is, en dit word as boos, dit word as van die duiwel uitgekruid. Geliefdes, en dis hoekom daar hierdie geweldige antagonisme teen Bethel en Hillsongs en alles is, omdat dit gebore is vanuit 'n hart wat nie die lewe en die sagmoedigheid, wat nie die werking van die Gees kan akkommodeer nie. Julle hardnekkiges, julle weerstaan, nou nie julle nie, maar julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Onvrugbaarheid. Nou kom Jakobus en hy sê vir ons, en hy sê ontvang met vrugbaarheid, nie met hardnekkigheid nie, maar met sagmoedigheid, met sagte grond. Dink aan die grond, dit is die kruks van dit alles, die goeie grond, met sagmoedigheid, daai saad. Hy sê, die ingeplante saad, nou daai woordjie saad, nou kan ek u nou vandag 'n besonderse ding leer. Daai woordjie saad is die woord. Hy sê ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Nou daai saad is die woord, en die woord is die saad. En wie van julle weet, by the way, wat is die Griekse woordjie vir daai woordjie saad? Vir daai woordjie woord. As ek nou gaan sê, gaan meeste van julle sê, ja, ek het dit al gehoor. Is die woordjie logos. Logos, dis die woordjie logos. Goed. Nou daai woord logos, ek weet nie, het jy dit daar verder nie? Ja, oké, is manlik. Het jy dit daar? Oké, goed. Nou ouens, ek gaan nou dit verduidelik. Waar moet jy, hy sê, wat moet ek ontvang? Ek moet die saad, met die manlike saad van die woord ontvang, wat in staat is om julle siele, nou weet julle wat is die Griekse woordjie vir die woord siel? Julle almal gaan dit weet, is die woord psyche. En dis waar jou siege vandaan koms. Goed, so, nou die woordjie psyche in die Grieks is 'n vroulike woord. Goed, nou daai vroulik, net, hoekom maak ek nou noem daarvan, is omdat die Grieks, in sy oorspronklike teks het ons, dit was een van die groot dinge wat ek op Bybelskool geleer het, wat my bek laat ooplang het, is die rykdom van die woordspelinge in die van julle wat al gehoor het, dat in die Griekse taal, beide die Grieks en die Hebreëse tale, is daar 'n onderskeid, daar's 3 vorme, dis 'n manlik, 'n vroulik en 'n neuter vorm.
En baie interessant, dat die woord Sigai, as 'n ding met 'n ei af, is dit 'n vroulike vorm, 'n vroulike uitgang, in sy Griekse uitgang. Maar dis baie interessant, dat die Here na die siel van die mens verwys as, nie vroulik nie, maar as, wat hy hierso vergelyk. Nou kom ek vergelyk dit hier, dan verstaan nie wat Jakobus eintlik vir ons sê hierso. Jou siel is die baarmoeder waar die saad ontwikkel. Kan ek dit weer sê? Jou siel is die baarmoeder waar die saad ontwikkel, beide goeie saad en slegte saad. Nou sê hy, ontvang met wat? Die ingeplante woord. Nou stem jy saam, daai woordjie ingeplante is in die verlede tyd. Daai dui vir ons in die Afrikaans, die Engels sê die implanted, die alreeds ingeplante woord. So dit, as hy nou sê, skus as ek te vinnig vanoggend, as hy nou sê, die saad, ontvang die saad, maar die saad is reeds daar, beteken dit die saad is in jou gees, jou geredde gees, toe jy weer gebore word, het die volheid, sê Kolossense 2, die volheid van die Godheid het kom woon waar? In jou gees. So jou gees is gered, maar jou siel is in 'n proses van redding. 'n Proses van vernuwing, 'n proses van verandering, 'n daaglikse verandering. Jou siel is verander gereeld van harde grond na sagte grond, van doringgrond na goeie grond. Dit is die kondisie van jou siel. Maar die saad van die woord is reeds, 1, 2, 3 is reeds in jou gees. Dit is die ingeplante woord. Nou kom ek verduidelik dit so, ek weet nie of jy daai stukkie wat ek daar geskryf het, nie. God se saad, het jy daar? Nie. Hoor gou hierdie, as ek dit so kan vergelyk, ouens. God se saad, naamlik die woord, is in jou geredde gees. En die sondige saad is in die wêreld. En dit kom deur die poorte van jou sintuie. Die sondige saad. So die een, my siel bly in die middel. Ek het ander keer lank terug daai chart so gehad. Met ander woorde, jou siel is die baarmoeder. Die emosionele baarmoeder vir saad. Die goeie saad kom vanuit my binneste uit, vanuit my geredde siel waar die woord is ensovoorts. En die slegte saad kom deur die 5 poorte van my sintuie. En ek het nou vergelyk, as my sintuie, as my gees, as my sielsmens gesond is ek soos hierdie bottel, is ek nie aantrekbaar deur die verleidinge en die begeerlikhede van die wêreld nie. Skus, maak dit sin, of is ek nou, mis ek julle vanoggend, is julle reg? Nou goed, nou kom ons, is dit goed om te hoor? Nou kom ons gaan nou verder, nou sê hy, as gevolg daarvan, nou kom nou na die, nog een mooi na ene, hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Nou kom ons kyk gou hierso, en ek het nou nie die inleiding gegee om daar in Matteus 13, ons gaan nou volgende week, ons gaan nou nog so agterste voorlees, Matteus 13 van die saaigrond. Maar hy sê, en word daders van die woord, en nie hoorders wat hulle self bedrieg nie, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, nou beskryf hy dit, hy sê, die is soos 'n man, wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself daar, en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Nou daai woordjie dadelik kan jy daarby skryf, Matteus 13 vers 21, waar die Here Jesus die gelykenis van die swak grond, en hy sê die klipperige grond, of die vlak grond met baie dorings in. En dan sê hy die saad val, wie van julle weet wat die Here sê oor daai grond? Hy sê die saad val daarin, en as die saad inval, dan ontvang hy die grond,
Wonderlik, né? En dan ontkiem daai grond. Maar wat gebeur dan met daai, dan ontkiem die saad. Maar wat gebeur met die saad as dit ontkiem het? Nou kom hy uit. En dan kom ons is vanoggend besig met the testing of your faith. So wat gebeur met daai saad? Wat gebeur met die lewe? 1, 2, 3, die son brand. En wat doen hy met daai saad, wat nie goeie diep wortels in het nie? Hy skroei en hy sê dadelik, die woordjie dadelik. Hy sê, dit ontvang die woord met blydskap nogal, maar as die son kom, the testing of your faith, hy sê, dan verskroei dit dadelik. Nou dit is wat hy hierso sê, hy vergeet dadelik wat hy gelees het. Hy sê, joh, dis 'n nice stukkie, of ek het nou hierdie stukkie op Facebook gekry, of iemand het vir my hierdie boodskapie, dis nice, en hy ontvang dit 1, 2, 3, dadelik. Maar as die son kom, en hy stap uit en die tyre die teerslaan, en die testings of my faith vind plaas, dan vergeet hy wat hy geleer het. Amen? En dan die volgende oomblik is dit verby. Nou kom ek verduidelik dit, om in Afrikaans te verstaan. Die spieëls, ek weet ek het dit al baie gesê, maar daai dag toe, die van julle dit nou nie gehoor het nie. Die spieëls van daardie jare was nie die spieëls wat ons vandag gebruik nie, en as jy dit verstaan jy duidelik wat Jakobus vir ons hier probeer sê. Dit was 'n braasplaat wat hulle gebaf het. En as hulle hierdie plaat gebaf het, dan het jy 'n kers of 'n lamp of iets nodig gehad. Jy kyk na hierdie en jy sien net die silhouet van jou gesig. So as ek na hom kyk, okay, ek sien dit is ek, of dit lyk dan soos ek en ek gaan, vergeet ek dadelik wat ek gesien het. Dis wat hy hierso sê. Maar as ek die lig hier agter vat, en ek kyk so, dan skyn dit en dan kan ek die detail van my gesig sien. So ek het 'n kers of 'n lamp nodig. Baie van julle weet van die keer toe ek nou die kers my hare aan die brand geslaan het, maar dis 'n ander keer. Ek sal dit weer sê, maar in elk geval maak dit vir julle sin. So hy kyk in hierdie braasplaat en die spieël is die woord. Die spieël is die woord van God, maar hy kyk in dit, nice stukkie, sit neer en gaan. En dan kom die son op en dit verskroei dadelik wat hy geleer het. Maar hy sê, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik wat hy geleer het, hoe hy gelyk het. Vers 25, maar hy wat diep insien, wat het jy nou gesê? Hy vat hierdie braasplaat en die lig van die Heilige Gees, hy pos so bietjie en hy spandeer bietjie tyd in die teenwoordigheid van die Here. Hy spandeer bietjie tyd en hy sê, Here, soos wat Psalm 119 vers 18 sê, open my oë, dat ek kan sien die diepte wat U van my wil praat vandag. En hy sê, hy kyk so bietjie dieper in. Hy sê, hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader, voorspoedig en gelukkig wees in alles wat hy doen. Met ander woorde, die woord sal ingang vind, en dit sal ontkiem, en die son sal ook opgaan, maar die son sal hom nie verskroei nie, die son sal vitamine D, wat is die groot woord, fotosintese veroorsaak, en dit sal groei. The testing of his faith will produce fruit. Wat is die verskil? Die een lees en hy gaan weg, die een lees en hy kyk diep in. Nou, kom ek verduidelik het gou vir u ten slotte, dan maak ons klaar vir vandag. Die spieël is die woord van God. Amen? Nou 2 Korintiërs 3 vers 18. Wie gaan dit gou vinnig vir ons lees? Gou vinnig. Julle kan nog 'n boek wen as julle is jou kind wat ek dog is jy wat die hele tyd jou hand opsteek, weet hom. Ons trek al by Genesis, wie gaan by 2 Korintiërs vir ons
Het jy hom, Gerrit? Okay, wat? En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos 'n spieël in die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Goed, nou, die Here is die Gees wat dit alles werk, dis eintlik wat dit sê. Nou goed, nou hy sê hierso, nou kom ons sluit af, nou luister gou mooi, is jy gereed? Die woord is 'n spieël. Is dit wat die woord ons leer? Goed, die woord is die spieël. Hy sê hy kyk in die spieël en normaalweg wie sien jy as jy in die spieël sien? Iemand anders. Jy sien jouself. En hy sê wat sien ek as ek in hierdie woord kyk? Maar onthou, ek praat nou van die regte ou. Hy sê die ou wat diep in kyk. En hy sien sy gesig. Hy sien sy gesig. So hy sien sy, met ander woorde, as ek in die woord in kyk, sien ek God se weerkaatsing van myself. Nou, net hierdie is genoeg vir ons om te rejoice vandag. Want daai Gerrit het nou vir ons gelees, wat sien hy as hy in die spieël inkyk? Hy sê, sien hy die heerlikheid van God. Ek sien myself. Ek sien myself, maar hoe weerkaats die woord vir my? Hoe lyk ek? Ek lyk soos die heerlikheid van God. Met ander woorde, ek kyk in die volmaakte wet van die vryheid, sê hy hier. Ek kyk in God se oorspronklike plan en ek sien, wow, Here, dit wat U oor my sê, dit hoe U oor my voel, is totally anders as wat ek gedink het ek is en ek lyk. Want wragties, as ek in hierdie spieël kyk, dan sien ek die heerlikheid van God. Ja, wie van die ken daai ou spieëls, as hulle so in die spieël gekyk het, dan staan hulle so, die maar vrou, dan maak hy spieël, die ene so dik, of dan staan die voller vrou, en dan kyk sy so, en dan sy so staan, dan lyk het soos hierdie dun vrou, maar stem nie saam, maar dan weet ons moes dat daai spieël is nie 'n ware weergawe van die ware nie, maar dit is 'n spieël. Ek sien myself, maar die spieël is verwronge, en dit is die wêreldse spieël, maar hierdie is die volmaakte wet van die vryheid, dis die ware spieël, en as ek in die ware spieël kyk, wat sien ek? Die heerlikheid van God. Sê gou saam met my, wow. Maar nou gaan hy verder en dan sê hy 'n amazing ding om te bevestig wat Jakobus hier sê. Jakobus sê ek moet diep in kyk. Ek moet nie net vinnig net so 'n fotoshoot en gaan nie. Hy sê ek moet diep in kyk. Ja, Paulus sê, hy sê terwyl ek kyk in daai tyd, hoor kyk gou saam met my hierso. Hy sê terwyl ek kyk en die lig skyn. Ja, en ek lees hierdie woord en die woord weerspieël God se oorspronklike plan vir my, God se liefde vir my, God se wowness vir my. Hy sê, word ek, hoor nou mooi, word ek van gedaante verander en ek begin in my praktiese lewe te lyk, of op te tree soos die ou wat ek in die spieël sien. Jy sien ouens, of julle is nou stom geslaan, is dit wow. Met ander woorde, die woord weerspieël God se hart. Die vyand wil jou 'n AI godsdiens gee, wat net sê, gou 'n woordjie vir vandag, yes, daar gaan ons. Hy vergeet dadelik. Maar hoe meer ek in hierdie spieël kyk, en hoe meer ek kyk en ek sien die heerlikheid, word ek moe, verander na dieselfde beeld as dit wat ek in die spieël sien. En dis wat ek vandag, wat dit oor gaan. En met ander woorde, ons kan ons self slaan by the testing of your faith. Ek maak dit nie, Here, ek maak dit nie. Terwyl God sê, ek soek net 'n vrywillige hart, wat elke keer terugkom, en nie sê, ek is 'n slaaf nie. Lord, I'm a bond servant.
En hoe meer ek by U wil wees, en in U heerlikheid inkyk, en elke keer wanneer ons staan en aanbid, en God aanbid, en ons net worship, en word ons verander. Hy sê daar, van een vlak van heerlikheid, na 'n volgende, na 'n volgende vlak van heerlikheid. Ouens, en as ons dit besef, dan verstaan ons hoekom die skrif sê, hierdie woord is in staat om julle siele te verander, om julle siele te red, om julle siele, hy sê wat in staat is, die woord is in staat. Een woord van God is genoeg vir jou, en elkeen van u glo ek het al op een of ander manier 'n belewenis van dit gehad, waar jy by God ingetrek het, en die Here het met jou gepraat, en partykeer was dit net daai een woord, wat in jou, daai baarmoeder van jou siel pos gevat het, en bevrug het, en dit het gegroei, en dit het jou lewe, dit het tot volle ontwikkeling gekom, en lewe vir jou gebring. Amen. Yes. Nou ek het nou sommer net hier 'n gebed geskryf, wat eintlik nou, ek is nou net die een helfte, ek het hom nou so geraamte deur, volgende week gooi ons die ander kant, maar kom ons lees net, sit net daai gebed op daar, die geskryf, nou dis nou 'n mix tussen volgende week se boodskap ook, my meester, met ander woorde, ek is u bondservant, Jesus my Lord, ek wil die toetse deurstaan, daarom bid ek vir 'n gewillige hart as 'n bondservant om voortdurend in u spieël te kyk, dat u eienskappe natuurlik sal kom en ek dit nie hoef te fabriseer nie. Ek gee my gewillig vir u. Nou wie kan hierop amen sê vandag? Yes, nou kom ons bid dit sommer net vandag. Halleluja. Halleluja. Here, ons dankie vandag dat u woord in staat is om ons siele te red. En dankie Here vir 'n praktiese boek soos Jakobus, wat sê ons word baie keer deur ons eie begeerlikhede weggelok. En dit gebeur, Here. Daarom sê ons soos Dawid, toets en deurgrond my. Ag, en Here, ons sien so hoeveel keer hierdie ou kwaad of soms wel is, of soms onvergifnis, ag, en ons kan daai ou goedes net noem in ons harte, en dit so saad wil val in ons harte, en hoeveel keer sien ons nie 'n ding op TV, of ons hoor 'n ding en dit pla ons nie, en ons gaan aan en ons het oorwinning, en aan een dag vang dit ons net. Dit is asof daai ding net soos 'n saad in ons harte kom, en dan moet ons, dit is nog nie die dood nie, maar dit het die potensiaal om dood voor te bring. Dan wil ons eerder sê, Here, was ons sommer net daarvan. Maar ons maak ons baarmoeders, om het so uit te druk, die baarmoeders van ons siele as diep grond, gewilliglik, dat u vrug dra. Here, u sê 30, 60 en 100 fout. En ons bid, Here, dat ons sal groei in Jesus naam. En ek wil vandag elke boeta en sissa hierso kom seën. En ek wil hierdie lied wat ons vanoggend gesing het, weer net voor u bring en sê, Here, u het gesê, come away with me. It's gonna be wild. I have a plan for you. En dan sê hy hierdie woorde, it's never too late. Open up your heart. Open your heart and let me in. En Here, ons wil dit ons lied maak vir hierdie week, om te sê, Lord, I open my heart. Ek wil die baarmoeder van my siel, om het so uit te druk, net sê, Here, laat het vrug dra, laat my diep inkyk in hierdie spieël in. Ons het gesing vanoggend en gesê, I'm coming back to the heart of worship. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Ons wil nie net 'n Bybelstukkie lees en daar wegstap en sê, wel, ons het nou ons dagtaak gedoen nie.
wat ook belangrik is. Maar ek wil bid, Here, maak ons daders. Die woord wat in staat is om ons siele te red, of te verander, stukkie vir stukkie, is my gebed, en ek seën jou vandag, en ontvang hierdie gebed, ek seën jou vandag, om in die spieël van God te kyk, en getransformeer te word. Ek seën jou vandag, dat die saad van hierdie spieël, die saad van sy woord, ontkiem, en laat dit voortbring. Ek seën jou vandag om in hierdie spieël te kyk as die volmaakte wet van die vryheid. Sy het vanoggend genoem van God wat die wet met sy vinger op jou hart geskryf het. Laat dit so wees vir jou. En elke keer wanneer jy met God commune. En volgende week deel ons van Moses, wat van die berg afgekom het, en sy gesig geblink het. En dan sê Paulus, hoeveel te meer in die Nuwe Testament is dit nie vir ons nie. Ek seën jou om te blink, omdat jy verander het, omdat jy in sy spieël ingekyk het. In Jesus se naam, lewe vir jou. Amen. Amen. Halleluja.